Goeienaand vriende, ek is Wessel Basson hier van 235 Beweging en 'n goeienaand aan almal. En ja, ek het weer eens net so kort boodskapie wat ek dink wat noodsaaklik is dat ons daaroor praat. En dis noodsaaklik dat ons daaroor debatteer. Daar's eintlik niks te debatteerbaar daarin nie, maar ons kan nie langer toelaat dat sekere faksies namens ons praat nie. Goed, nou waarna verwys ek? Ek verwys na Max de Pre wat na ons tipe mense verwys as die regses, die rassiste, mense wat nooit verander het na 94 nie. Maar goed, die kort en die lank van baie dinge is dat die sogenaamde 40, en ons almal weet hierdie is 'n staatsveiligheidsprojek gewees, ons almal weet dat die ANC alles in sy vermoë doen om die wêreld te oortuig dat blankes binne Suid-Afrika baie gelukkig is. Die ANC probeer alles in sy vermoë doen om die wêreld te oortuig dat daar geen volksmoord is nie. Ek was nogal redelik geskok toe ek na Flip Buys luister gister, en waar Flip Buys basies vir Piet Kroukamp sê, ja nee, ons het gesê daar is nie volksmoord nie. Nou ek verskil van Flip Buys. Ek dink Flip Buys is hoe kan ek sê, te feitelik ordentlik of polities korrek om regtig die waarheid te praat, en hy moet die waarheid praat. Die vraag van die feit van die saak is, wat is volksmoord? Is volksmoord slegs die moord op mense, of is volksmoord die uitwissing van 'n volk se geskiedenis, sy taal, sy kultuur, sy erfenis, sy hele menswees, en natuurlik moord is 'n bykomende faktor of 'n eienskap van volksmoord. Nou ek dink Flip Buys sit die pot mis. Ek dink Flip Buys is nou ook maar in 'n hoek, en soos wat die seker is wat altyd namens wie praat. Nou goed, ja, die Solidariteit AfriForum faksie kan sê ons praat namens 300,000 mense, en die 40 mense praat, ek weet nie namens wie nie. Ek dink as 235 kan ons daarom redelik sê ons het daarom al 'n paar duisend ondersteuners, en dit is vir my baie vreemd dat nie die Vryheidsfront of ander organisasies wat baie nou bande het met die Vryheidsfront of Solidariteit en so aan, openlik die kans eintlik wil ek sê die kans laat verbygaan om wel te sê, weet jy wat, hier is volksmoord. So waarom die leiers, die sogenaamde leiers, heeltyd terugstaan en deurlopend skerm wanneer die linkses aanval, dan wonder ek, wat is die agendas? Goed, maar ek dink dit is baie nodig. Ek het was vanmiddag gou daar by Dani Wessels, ek kom nou net van begrafnis af, en ja, prominente boer wat oorlede is, my dogter het geboer vir haar, en dit het my laat dink aan baie dinge, is dat waar pas ek in die situasie, waar pas mense soos ons, en watter hoe kan ek sê, waar posisioneer ons onsself? En baie blankes is nie skaam om te sê ek is regs nie. Ek dink nie daar's fout om te sê is regs nie. Om regs te wees maak nie van jou 'n rasis nie, om regs te wees maak nie van jou 'n monster nie, om regs te wees maak nie van jou 'n vyand van almal nie. Meeste mense is konservatief, meeste mense is Christelik, hopelik. En die punt wat ek wil maak is, die geveg wat tans heers tussen ek noem hom sommer 'n wit Antifa, Marxis, Piet Kroukamp, Max de Pre, Rudolf Landman, wat is haar naam, hierdie burger, en neem dit op, daar's 'n hele paar van hulle, en die geveg nou met AfriForum en Solidariteit, maar hierdie is 'n geveg vir die sogenaamde, hulle noem hulle self die intellektueles,
Hulle noem hulle die slim mense, dis mense wat sogenaamde geleerdheid het, maar natuurlik weet ons dat geleerdheid nie noodwendig common sense bring nie. En reg deur die wêreld sien ons dit, hoe die wokeness deurskemer, die een is maar net bietjie erger as die ander een. Hallo David daar van Amerika, en ja David, ek sien daar in New York het Sindani Mandani, wat sy Mandani, die kommunis, die burgemeester geword, maar dis ook nie 'n verrassing. Dis nie 'n verrassing wat in Amerika besig is om te gebeur nie, dis nie 'n verrassing dat sekere stede onder die demokrate, ons weet hulle was al lankal 'n demokraties beheerde stad, of wat ook al, en dis nie snaaks vir my, dat die marxiste, en ons onthou, meeste van hierdie mense is immigrante van elders, dis moslems, dit is mense wat Amerika haat, dis mense wat Trump haat, dis mense wat die Christendom haat, so dis mense met basies geen geloofsoortuigings, en dan, as ons praat van geloofsoortuigings, hulle peie, dan kyk ons na Piet Kopdoek, Marxist Kroukamp, hy is erkende ateïs, dis nie ou wat glo nie, maar die punt is, en dit is waarby ek ook wil kom, is, van wanneer af, besluit sekere mense, hulle, as jy nie dink soos hulle, dat jy 'n rassist is, en ek dink Piet Kroukamp en sy Antifa groepie, Antifa speelgroepie, is gou om te sê, ja, na 35 jaar, hier is nog geweldig, die Afrikaner, nou ja, goed, ek beskou myself as 'n boer, maar goed, die boere Afrikaner, of mense wat hulle assosieer met dit wat ons glo, is 'n klomp rassiste, hulle is alles wat sleg is, hulle is monsters, hulle het privileges, name it, en dan dink ek by myself, voor 94, toe ons gewaarsku het dat hierdie goeters gaan gebeur, toe word af ons gesê, nee wat, julle is ekstremiste, julle is irrasioneel, julle is eintlik heeltemal verkeerd, hierdie dinge wat julle sê gaan gebeur, sal nie gebeur nie, en ek sien 'n terugtreë van die linkse se kant af, wat hulle weet nie meer lekker hoe om hierdie ding te hanteer nie, want 35 jaar, of ek sê 35 jaar, want dit is letterlik hier van 1990, of wat ons almal geweet het, teen daai tyd dat Mandela gaan vrygelaat word, ons weet meestal dat die ANC was in 'n fase van dat hy ontband sou word as 'n terroristiese organisasie, die ISAKP, al hierdie linkse groepe, PAC en so hierdie ding kom redelik ver. So die punt wat ek wil maak is dat in 35 jaar, Piet Kroukamp, Max de Pre, Ruda Landman, ag die lysie gaan aan en aan, wil ek weet, wat het die swart man opgebou, wat jou opgewonde maak? Julle praat die hele tyd van 'n jong demokrasie. Hierdie is nie 'n demokrasie wat ons bly nie, geen kommunis glo in die beginsel van 'n demokrasie nie, want dit is teenstrydig met sy ideologie. So Piet Kroukamp wat 'n gesoute kommunis is, 'n gesoute sosialis is, jy kan nie praat van demokrasie nie, want demokrasie pas nie in julle mondering, en dit kan nie in julle raamwerk inpas van redelikheid nie. Die punt wat julle probeer maak is dat, omdat dinge nie werk na 35 jaar nie, moet iemand al weer eens die skuld kry, dit moet heeltyd die wit man wees, dit moet heeltyd wat julle noem die Afrikaner, eintlik praat julle van die boere, dis mense wat die land terughou. Nou, reg of verkeerd, sedert die ANC se oorwinning in 94, het die ANC letterlik elke knoppie, elke staatsdepartement beheer, hulle het die reservebank beheer, hulle beheer letterlik alles. En wit marxiste, wit antifas, wil ons laat glo, laat ons staan in die pad van dit,
En die feit dat die ANC misluk het en die feit dat die ANC nie presteer het soos wat hulle geglo het. Onthou net, hierdie ouds het vasgeglo dat Suid-Afrika nou die land van melk en honing gaan wees en dat die ware klere en die goeie klere van die ANC leiers soos Nelson Mandela, Oliver Tambo en al hierdie ou marxiste, Tokyo Sekwale, Matthew Poza, al hierdie ouens gaan Suid-Afrika na 'n goeie rigting druk. Suid-Afrika gaan ekonomies groei, Suid-Afrika gaan die boom wees van Afrika en miskien vir 'n tydperk was dit so, miskien het die wêreld vasgeklou in daai sogenaamde Mandela-droom of Mandela-ideologie dat ja, hierdie is 'n fantastiese man en alles wat hy bring en sê is ons moet ook so lewe. Min het hulle geweet dat Mandela was maar net 'n pion. Mandela was eintlik 'n puppet in die oë van die massas, van die geldwolwe wat eintlik maar net geskuil het binne die ANC. En ons het almal geweet dat die beloftes wat gemaak is nooit tot uitdink sou wees nie. So na 35 jaar het die linkse marxiste, die linkses niks om te wys nie. Hulle het geen suksesstorie nie. Hulle het geen stad om te wys wat gebou is in die afgelope die laaste 35, geen stad is gebou nie, geen ontwikkeling is gedoen nie. Jy meen Gison? Ek sal nou 'n bietjie dink oor wat ek wil sê. So nêrens het iets gewerk nie. Inteendeel, die opvoeding van die tersiêre gedeeltes het die standaarde het verlaag. Ons weet dat daar kwotas op universiteite is. Ons weet dat die universiteite opdrag gegee het dat swartes punte by moet gesit word sodat hulle kan slaag, sodat hulle dokters kan word, sodat hulle binne die mark kan kom soos ingenieurs en so aan. Ons weet hierdie dinge want dit is so. So dit is nie die ou skool wat deur harde ja, dis reg. En dit is ongelooflik hoe hierdie ouens vasklou aan hierdie droom wat nie 'n droom is nie. En dan sit ons aan die ander kant sit ons met Afriforum Solidariteit en die Vryheidsfront. Ek wil nie eers praat oor die DA wat heeltemal die klits kwyt is nie. Maar dan sit ons met mense wat meer gesentreerd is. Hulle wil nie self as regs beskou nie, hulle wil nie self beskou as links nie, hulle wil hierdie middelman wees, hulle wil alles en alles vir almal wees. En ek dink daar's dinge wat sekere mense in Solidariteit en Afriforum goed doen. Ek dink daar's goeie mense binne in die Vryheidsfront. Ek dink daar's bekwame leiers onder hulle, maar ek ongelukkig kan nie die leierstrukture vertrou nie. Dit lyk vir my of die leierstrukture Turning Point South Africa, so ek neem aan dit is iemand wat ek moet ken. So die groot ding is, hier sit ons met 'n ander groep wat probeer praat en sê ja, maar dit is hoe die wit man is. Ons is bouers. Natuurlik is ons bouers. Ons is nie ander mense nie. En ek wil teruggaan na die ANC gedeeltes. Ons moet 'n lysie opstel. Kom ons vat die blankes eenkant, die sogenaamde Afrikaners waarna verwys word, en ons kyk na die linkse marxiste. En dan begin ons met dinge vra. Goed, wie in Suid-Afrika pleeg die meeste misdaad? Wit of swart? Wie in Suid-Afrika pleeg die meeste verkrachtings? Wit of swart? Wie in Suid-Afrika brand skole af? Wit of swart? Wie in Suid-Afrika brand biblioteke af? Wit of swart? Wie in Suid-Afrika brand munisipaliteite af? Wit of swart? Wie in Suid-Afrika plunder winkels en breek af so ver as hulle kan? Wit of swart? Hallo, yes, ek baie welkom hier so vir jou. Ek neem aan jy's die dametjie waarvan hulle almal praat, so ek sal bietjie daar met jou later praat. So daar's 'n klomp vrae wat ons mekaar moet vra. En dan sit ons met hierdie klomp parasiete soos Karl Neus en natuurlik soos Max de Pre en daai ouens.
en hulle probeer ons oortuig elke dag van ons lewe dat ons is rassiste, ons het voorregte. Onthou net, 'n ou se Karl Neus verwys na my as 'n rassis en het voorregte, maar hy is daar as gevolg van stemme en hy verdien 'n salaris van 1,4 miljoen rand 'n jaar vir die EFF. En ons weet nou almal, Karl Neus was ook betrek by korrupsie en bedrog in die verlede. So ons praat eintlik hier van 'n krimineel. So ons kan nie praat van iemand wat moet gerespekteer word nie, iemand wat vir my as Christen enige voorbeeld stel, hy nie vir my as 'n voorbeeld, en aan die ander kant is hy 10 nie 'n Christen nie. Dan terug te kom na AfriForum en Solidariteit en daai mense. Waarom probeer hulle heeltyd skerm? Hoekom sê AfriForum en Solidariteit nie reguit vir die klomp linkses? Luister, julle het julle idees oor waar in Suid-Afrika moet gaan doen dit. Ons gaan die pad van 235 stap, ons gaan, dit is die konsep wat ons gaan stap, en ons paaie moet maar skei. Mense, ons moet vir mekaar sê, die paaie in Suid-Afrika moet skei. Ons kan nie dieselfde paaie as mekaar, ons kan nie toelaat dat 'n stelsel ons gijslaers hou, om die slaaf te wees, om mense soos Karl Neus en 10 teen nog van die top 40 of wat ook al, en ons vat daai burgervrou wat vir Dirkou werk, ons betaal hierdie mense se salarisse, en waarom hou ons aan belastings betaal om parasiete aan die lewe te hou? Ons betaal belasting om trash relevant te maak. Ek weet nie waarheen is AfriForum en Solidariteit op pad nie, en ek sê weer eens, ek stem nie saam met Flip Buys dat hy sê daar is nie volksmoord nie. Flip Buys moet vir my verduidelik, hoe kom hy daarop? Geen land in die wêreld, geen land in die wêreld het meer as 3000 boere in sy land afgestaan aan plaasmoorde nie. En die laaste keer wat dit gebeur het Stalin en die Chinese dit gedoen in hulle lande. Dit is 'n ideologie, dit is niks anders as die onderdrukking van en die steel van landbougrond en om 'n groep mense uit die weg uit te vee nie. So, Solidariteit moet dit dalk verduidelik aan ons, en ek daag Flip Buys uit om vir ons te kom verduidelik, hoekom sê hy, daar's nie plaas, hoekom is daar nie volksmoord nie? Flip Buys moet vir ons sê, wat is volksmoord? Flip Buys moet vir ons verduidelik, as erfenis, ons weet hoe ons standbeelde vernietig, ons weet hoe ons taal verwoes, en Flip Buys hulle was een van die eerstes wat my gekritiseer het, en Marius Koetser destyd, omdat ons so 'n pop van Panjasa Lesofie gehang het. Nou, ons moet verstaan, dat ek verstaan hierdie ouens werk in 'n rigting, en ek sê kwaad vir hulle nie, hulle doen hulle ding, soos ek gesê, daar's goeie mense onder hulle, maar ek gaan nie val vir hierdie sogenaamde leierskap, hierdie intellektueles, en die intellektueles is besig om van ons gewone ouens, die armklas, die werkersklas, en die bietjie van die middelklas wat oor is, 'n sokkerbal te maak, en hulle skop vir ons links en regs, elke dag van ons lewe, hulle manipuleer ons lewens, asof ons behoort aan hulle, en dit is waar ons die streep moet trek, dit is waar ons moet vir mekaar sê, ons kan nie toelaat dat klein leierskap of mense wat sê hulle praat namens ons, relevant raak nie. Ons moet onsself relevant maak, ons moet vir mekaar sê, Suid-Afrika moet verdeel word in zones of in lande waar elke volk kan self regeer. Dis nie 'n onderhandelbare onderwerp vir my nie. Ons moet vir mekaar sê, daar kan net vrede in die suiderpunt van Afrika wees as volke toegelaat word om hulle self te regeer en hulle eie ding te doen, hulle eie veiligheid te behartig. En dis die enigste manier wat vrede na Suid-Afrika toe gaan bring. Ons kan vir mekaar ook sê, en dat die laaste 35 jaar kon die linkses, en ek dit sluit na die DA saam in, kon hulle ons nie oortuig dat Suid-Afrika
'n beter plek is onder die bestuur van 'n linkse, marxistiese, liberale, sosialistiese, antifa, fascistiese konsep, kon hulle nie vir ons een ding wys wat regtig verbeter het nie. En moenie vir my sê, ja, maar kom kyk in die Kaap nie. Ja, natuurlik is 'n goeie ding in die Kaap wat plaasvind. Maar nie alles in die Kaap is wel nie. Kaapstad lyk soos 'n hoel. Ons moet dit vir mekaar sê. Hierdie Kulloos of wat ook al, hulle moan oor daar's te min polisie. Hulle sien daar kom misdaad is hoog. En steeds probeer hierdie ouens ons oortuig, die gewone ou op straat, dat ons het die resep. Daar is nie 'n resep vir multikulturalisme om in vrede te bly nie. Daar is geen resep nie. Geen resep nie. Behalwe as die multikulturele samelewing almal sosialisties en marxisties is en dit beheer word deur 'n groep mense. Dis die enigste ding wat kan werk en dan stuur ons af op 'n autokrasie of 'n diktatorsisteem waar iemand alles beheer. Ons moet vrykom. Ons moet fokus in 235 beweging. Ek en Dani Wessels het gepraat daar vandag. Ons moet fokus op die ontwikkeling van ons mense. Ons moet fokus op die armklas. Ons moet fokus op die werkersklas. Ons moet fokus op ons mense wat swaar kry. Ons moet fokus op die toekoms van hulle wat wil vry wees. En al hoe ons mense gaan vrymaak, is om hulle ekonomies vry te maak. Mense, as jy nie ekonomies vry is nie, sal jy nooit vry wees nie. En dis die eerste ding waarna ons moet werk, en dit is die groot probleem, wat baie sogenaamde regsorganisasies en wat oor organisasies, ons sit met baie ouens wat die Messias van die volk wil wees. Ek het dit vandag weer gesê, ek stel nie belang om 'n leiersposisie te wees nie. My taak is om vir mense te sê, ons moet die uit. Wie ook al ons leiers vorentoe gaan wees, dit moet die volk kies. Paar mense kan nie besluit hoe 'n party moet gaan nie. Die massas, die mense, ons mense op die grond, moet besluit wie is die leiers. Ons kan nie onsself aanstel as sogenaamde leiers nie, ons kan nie onsself aanstel as die bevryders van die massas op die grond van ons mense nie. Ons moet verstaan dat om ekonomies los te kom van die groter probleem, is die eerste punt na ware vryheid. Ons moet onsself ontwikkel, ons moet onsself bemagtig deur om onsself, deur ons eie ekonomie, onsself in 'n beter posisie te stel. Ons moet vir mekaar sê dat daar horde blanke besighede is wat ons eie mense uitbuit. Daar's 'n horde blanke besighede wat ons mense finansiëel ruïneer. Daar's 'n horde blanke besighede wat eerder van vreemde arbeid gebruik maak as om ons eie mense werk te gee. Al hierdie goeders dra by tot 'n verswakking en 'n stelsel. Ons moet onthou, ons is nie waar ons was in 1948 waar die NP regeer het en hulle plek ingestel het om die arm vraagstuk op te los nie. Ons moet die arm blanke vraagstuk en die probleme wat gaan rondom ons armoede en ons stryd tot ekonomiese vryheid, moet ons op 'n manier vind hoe ons die ou op die grond kan vat en van hom iets kan maak. En solank jy vir 'n politieke party soos die DA of die Vryheidsfront of die ANC of wat ook al stem, sal jy jou nooit self ekonomies losmaak nie, want hulle is daar om hulle self daar te hou in die parlement en beloftes te maak. Die feit van die saak is om jou vry te maak, en dit geld vir elke ras in Suid-Afrika, om jouself ekonomies vry te maak van die groter prentjie, gaan jou baie verder bring, dit gaan jou 'n gelukkiger mens maak, dit gaan jou gemeenskap sterker maak, en dit gaan maak dat mense baie meer omgee wat in sy gemeenskap aangaan. Maar ons is te lank gemanipuleer deur mense wat in my oë 'n klomp narciste is, 'n marxiste, hulle is sosialiste, hulle is fasciste. Ons kan hulle noem net wat ons het. En
Dis my vreemd dat baie blank is wat ons beskuldig van rasisme en ons is hierdie monsters, ons is hierdie ekstremiste. Ek wil graag van hierdie groot bek Max te prewer. Max, wys vir my waar blank is afbrand. Max, wys vir my waar blank is skole afbrand. Max, wys vir my waar blank is swart mense se besighede steel. Max, jy's 'n idioot. Jy's 'n idioot. Jy is 'n verkrampte Antifa Marxis. Jy's 'n verkrampte wit man wat geen identiteit het nie. Jy's 'n verkrampte woke. Jy en jou vriend Piet Kroukamp wat al lank al gesê julle distansieer van jou eie mense, het geen reg om een vinger en enige rigting te wys, en dit sluit vir daai snotkop Karl Neas in. Julle het julle mense verlaat, julle het julle mense uitverkoop, julle het gekies om die rug op julle mense te draai. Julle is absoluut niks van hierdie volk nie. Julle is absoluut, het geen aandele tot ons toekoms nie. Julle het geen aandeel tot dit wat ons, waarheen ons wil beweeg nie. Julle is vasgevang in julle eie mislukte sisteem. Jy gaan so doodgaan. Jy gaan doodgaan. Piet Kroukamp is 'n verbitterde ou Marxis, anti-kris ateïs. Jy haat jou eie mense so dat jy is 'n verbitterde mens. Ek sal bid vir jou dat die Here jou sal verander. Want jy is net verbitter. Al hierdie ouens is verbitterde mense. En ons as Christene moet begin ons ware klere wou. Ons as Christene moet begin saamstaan en ons moet ophou om die slaansak te wees van hierdie mense. Ons moet ophou om die slaansak te wees van 'n stelsel wat ons pensioene steel, wat ons geld steel, wat ons belastinggeld steel, wat letterlik ons eiendom wil steel, ons grond wil steel. Alles wat jy besit wil hy hê, want hy's 'n parasiet. Dis wat 'n Marxis is en 'n sosialis. Die woordjie is 'n parasiet. En daar is nie 'n ander woord vir hulle nie. Hulle is parasiete. Hulle wil hê en hulle wil hê en hulle wil hê. Hulle wil 'n lekker lewe voer op ander mense se geld. Hulle wil 'n lewe voer op ander se suksesse. Die ANC het 'n funksionele staat gehad in 1994 en hy het dit opgedonder. Hulle het 'n disfunksionele staat gelos vir ons na 32 jaar na 94. Maar dit is die groot prentjie van wat ons moet sien. Ons moet ophou om na groepe te luister van mense wat nie meer relevant is nie. Ons moet hierdie mense uit ons lewens uitskryf. Ons moet dit reguit vir hulle sê, luister, julle is niks van ons nie. Jy het nie die mandaat om namens ons te praat met Trump nie. Ek is dankbaar daarom Trump dink ek is nie 'n idioot soos wat hierdie 40 mense is nie. Hulle haat vir hom. Net soos wat hulle haat in Amerika, haat hierdie klomp wites. En hulle sê die enigste, kom ons sê vir mekaar, hierdie, ek sien die beter einders, wat is die ouse van Du Plessis of... Mense, dit is ongelooflik, hoe hierdie wokeness, hierdie siekte, hierdie parasiete, probeer beskerm, en te sê, ons is nie soos daar, ons is nie soos daar, sê, wat is jy nie soos ons nie? Wat is jy nie soos ons nie? Brand ek skole af? Omdat ek sê ek wil op myself bly, omdat ek sê ek wil deur my eie mense regeer word, omdat ek sê ek wil my eie mense het wat my moet in die hospitaal moet bedien, omdat ek dit sê dat ek wil deur my eie mense opgevoed word. Nou maak dit vir my anderste. Ons is anderste. Ons is nie soos hulle nie. Dis hoe hulle na ons verwys. Hierdie familielede van ons, hierdie vriendekringe van ons. En dit is in almal se families. Hulle sit daar en hulle kyk in jou oë en hulle is onteerseglik, is hulle verbitterde klomp idiots, parasiete. Ek het in die Wildtuin met 'n paar manne gepraat. Een ou wat ek kry van Australië, ek Suid-Afrikaner.
Ek vra van, hoe gaan dit in Australië? Nee, dit gaan goed, maar dis net jammer van Trump. Wat het Trump met hom te doen in Australië? Wat het Trump, hoe beïnvloed Trump sy lewe? Iemand moet altyd die skuld kry, net soos wat die witman, die Afrikaner, boer-Afrikaner in Suid-Afrika die skuld moet kry vir die sogenaamde apartheid. So, wat is sleg van apartheid? Vertel my, wat is sleg van apartheid? Die Bantus het 11 state gehad. Wie se skuld is dit? Laat hulle nie 'n sukses van daai state kom maak nie. Wie se belastinggeld het in daai state ingegaan? Wie se skuld is dit? Laat hulle na 35 jaar nog steeds op 'n hoopie sit en bedel voor die deure van 'n wit man of voor die deure van mense wat 'n minderheidsgroepe is. Julle praat van verskywings, julle praat van slawerny. Magtig. Julle is nie die enigste mense wat geskuif is destyds in Suid-Afrika nie. Daar's baie blankes wat hulle plase moes prys gegee het en moes geskuif en elders gaan boer het. Die prime grond van Suid-Afrika is gegee aan die swart man. En hulle het dit opgedonder. Hulle het dit letterlik opgeneek. Hulle kon nie 'n sukses maak daarvan nie. Nou wil ons elke dag aanhoor, en ons hoor dit elke dag aan, dat ons is die rede hoekom swart mense nie vorentoe beweeg. Wie het vir hulle vertel om so baie kinders te hê? Waar kry hulle die grants vir al die kinders en wat se toelaas hulle kry? Uit wie se sakke uitkom dit? Uit 7.5 miljoen mense se sakke, uit 'n land van amper 65 miljoen. So minder as 12% van hierdie land moet die massas, 88% plus in hierdie land dra. Maar ons word heeltyd gebreinspoel, ons word heeltyd met 'n ketting geslaan, asof ons die oorsaak is van elke liewe ding wat fout gegaan in die land. En weet jy wat, ons moet vir mekaar sê, ons moet dit nie meer aanvaar nie. Daar is absoluut niks verkeerd gewees met die verlede nie. Want van 48 tot 1994, wat was die moordsyfer? Vertel my. Hoeveel mense is dood sedert 48 tot 94? Kom ons sê dit is 48, 50, kom ons sê in 46 jaar. Is hoeveel mense dood? Hoeveel mense is van 94 tot vandag teen 78 moorde dag? Ons is al meer as 1 miljoen mense is al vermoor in Suid-Afrika. En hulle wil durf waag om na ons vingers te wys. Ons durf toelaat dat mense soos parasiete soos Karl Neels voor ons deure en voor ons estates kom staan en vir ons sê, blankes mag nie vry wees nie, blankes mag nie vir hom, mag nie sy eie arbeid gebruik, blankes mag nie vir homself regeer nie, blankes mag nie van sy eie veiligheid gebruik, blankes mag nie aanspraak op sy eie kulturele erfenis nie, blankes mag nie aanspraak maak op sy eie erfenis of op sy grond nie. Wie die hel is hierdie marxiste om dit vir ons te sê? Hoekom het ons toegelaat in hierdie 32 jaar dat ons geboelie is, net soos Oranje, word ons heeltyd geboelie om vir ons te kom vertel wat mag ons en wat mag ons nie. Daar is nie manier nie. Hierdie is nie waar die sprinkaan die muur regeer nie. Sorry to say. Ons gaan nie toelaat dat hierdie mense vir ons voorskrywend is elke dag van ons lewe nie. En ons moet nie toelaat dat groepe ons gebruik as die speelbal vir hulle eie ideologie nie. Suid-Afrika het meer as genoeg grond. Suid-Afrika het ons mense se kennis nodig. Suid-Afrika het ons kundigheid nodig. En as jy nie van ons kennis of kundigheid wil gebruik maak, staf het. Gaan gebruik jou op die baan, gaan gebruik jou Nigeria, gebruik wat ook al. Maar moenie vir ons sê wat ons moet doen nie. Moenie vir ons sê ons mag nie vry wees nie. Moenie vir ons sê ons mag nie die 4 kleure huis nie. Moenie vir ons sê ons mag nie die stem sing nie. Moenie vir my sê wat mag ek, wat deel is van my kultuur nie. As jy Kiel de Boer, Kiel de Farmer gebruik as 'n kulturele oorlogs of 'n ding wat gesê is en daar's geen bedoeling daarby nie. Wat se
Wat se boodskap stuur ons uit? Net soos wat julle aanspraak kan maak op hierdie goeters, kan ons sê, wel, sekere woorde is ook maar kultuurgewys. Jy mag nie sekere woorde sê nie, want dan maak dit aanstoot. Maar hulle mag dit doen. Mense, dis deel van manipulasie. Dit is hoe die kommunis vir jou sê, wit man, hou jou mond, sit op jou plek en wees in lyn. Ek soek net jou geld en hou jou bek verder. Dis hoe hulle met ons werk. Jy moet bereid wees om te sterf vir dit waarin jy glo. En as jy nie bereid is om te sterf vir dit waarin jy glo, en as jy nie bereid is om vir die hoogste offer te betaal as 'n Christen, vir jou grond wat God vir ons gegee het. God het vir ons hierdie geboortegrond gegee. God het vir ons na hierdie land gebring. En ons het hom weggeteken. As jy bereid is om hierdie alles prys te gee, dan verdien jy die Marxist, dan verdien jy om onder 'n parasiet te dien, dan verdien jy om geruïneer te word deur die ANC kanker, wat jou elke dag vreet, net soos hierdie klomp liberaliste. Nog geen mens, ek het nog geen ouer van Noordwes Universiteit gehoor, nog geen ouer, wat aangedring het dat Piet Kroukamp van daai universiteit verwyder moet word nie. Ek het nog nie een ding van Afriforum of Solidariteit gehoor, dat hulle petisies begin om te sê, ons eis dat Piet Kroukamp van daai universiteit verwyder word nie. Nog nie een nie. So wat sê dit vir julle? Wokeness in onsself. Hulle sien dit as goeie debatte, jy het vryheid van spraak, jy kan sê wat jy wil, maar hy mag vir jou sê, jy's 'n rasis, hy mag vir jou sê, jy het voorregte wat die swartes nie gehad het nie, hy mag vir jou alles sê wat sleg is, maar moet asseblief net iets sleg sê oor die ander kant nie. Waar is ons durf en daad? Waar is die bietjie karakter wat ons onderstel is om oor te hê? Waar's daai volk wat sê, hier trek ek die streep, en as jy hierdie streep oor dan sê ek nou vir jou, gaan jy boet daarvoor. Ons het dit nie meer nie. Hoeveel van die ex-weermag ouens, veterane sê, ons het 'n verlore oorlog gevoer. Jy het nie 'n verlore oorlog gevoer nie, jy het 'n verlore oorlog gevoer teen 'n raad binne jou eie stelsel, teen generaals wat ons uitverkoop het. Polisie, weermag, maak nie saak nie. Moenie vir my kom sê, jy het 'n verlore stryd gevoer nie. Jy het 'n stryd gevoer teen dit wat nou gebeur. Ons kort nie leiers nie, ons kort volgelinge. Ons kort mense wat soos die Franse revolusie, die gepepel moet in opstand kom, die wit gepepel moet in opstand kom teen hierdie wit elite en hulle finaal van die grond afvee. Die ryk elite, die establishment het van jou nog voor 48 'n slaaf gemaak vir hulle eie ding. Dis hulle wat skoor heeltyd, dis hulle wat geld maak. Al hierdie ontwikkelaars. Hulle weet wanneer word die grond goedkoop en wanneer moet jy koop en wanneer moet jy koop nie. Die meeste van ons mense het nie aandele nie. Die meeste van ons mense het nie geld om iets weg te sit. Om iewers te weet, ek is alright, die dag is ek aftree nie. Wie kan nog sê hy kan aftree in hierdie land? Wie kan nog sê ek het genoeg geld om my in die lewe te hou vir die volgende 30, 40 jaar? Wie kan dit sê? Behalwe hulle wat deur tenders, wat deur die ANC marxiste hierdie wit honde geld gemaak het. Hulle is die mense. Hierdie selfde ouens wat vir ons so beskuldig, is die mense wat van swart arbeid gemaak. Dis dieselfde mense wat buitelanders gebruik om hulle eie sakke te vervul. Hulle praat die taal om hulle sakke in die gang te hou, maar hy praat die taal om jou, hy wil hê jy moet stil bly. Dis tyd dat die gepepel, die wit gepepel in opstand kom teen hulle, wat ons vir te lank gebruik het as die speelbal van hulle eie ideologie. Ek is Wessel Beson, 235 Beweging.
Ons praat later, groetnis.